Ja, okay. Goed, die titel van die les, die Parakletos. Ons het verlede week gepraat oor die Heilige Gees, wat die seël is, wat jou verseël het, sodat jy weet, dat jy is verseël deur God, en jy behoort aan God. Vandag wil ek praat oor die Parakletos. Parakletos is die Heilige Gees, is ons legal defense. Ek weet nie wie van julle was al ooit in 'n hofsaak betrokke gewees nie. Steek gou vir my julle hande op, wie van julle was al in 'n hofsaak betrokke gewees. En dan is die beste ding wat jy kan doen, is om legal aid te kry om jou te verdedig. Hoekom? Hoekom het jy legal aid nodig? Want jy ken nie al die fynskrif van die wet nie. Nee. En dis so lekker as jy nou in 'n situasie onskuldig beland en jy staan nou in die hofsaal en jy het byvoorbeeld 'n prokureur of 'n advokaat wat vir jou praat. Jy hoef nou nie self te praat of te worry oor niks nie. Daai persoon tree dan vir jou in as jou advokaat. En dis wat Parakletos beteken. Parakletos beteken die een wat instaan vir jou. Para beteken langs jou. Kletos beteken om voorspraak vir jou te doen, namens jou en te praat namens jou. Parakletos. Jou advokaat. Nou waarom het ons 'n advokaat nodig? Waarom het ons representation nodig? Wie van julle kan vir my sê, hoekom het ons iemand nodig wat vir ons kan praat? Want dit is iemand wat die land se wette ken. Yes, amen. Amen. En dan sien ons in Openbaring 12 vers 10. En ons sien dat die Satan is die aanklaer van die broeders en die susters. Nou, Satan die vyand, het net een tyd op die man. Hy het een tyd gemaak. En hy stuur vir almal. En baie van ons Christene luister vir daai een tyd wat hy stuur vir almal van ons. En daai tyd sê, jy's nie goed genoeg nie. Jy maak nie die grade nie. Om verskillende redes. Nee. So, jou omstandighede waarin jy jouself bevind, onderstreep baie keer vir jou hierdie aanklag. Want baie keer sê ons, maar as die Here met my was, hoekom gaan dit met my so sleg? Partykeer as ons siek is, dan dink ons, het ek nou iets verkeerd gedoen, waarom ek nou so siek is? En ek wil vir jou sê, as daai gedagtes na jou toe kom, trap hulle onder jou voete stikkend, want dis niks te doen met of jy iets verkeerd gedoen het nie. Goeie dinge gebeur met ongelowige mense. Ongelowige mense wen byvoorbeeld die lotto en dit gaan baie keer goed met hulle. Verder, ja. En dan baie keer gebeur slegte dinge met goeie mense. Dit is ook maar, dis die lewe. Amen. Life happens. Jy kan niks daaraan doen. Maar hoe jy daarop reageer, dit is wat saak maak. Nou, jare terug, die prosperity culture, die voorspoedigheidsprediking was 'n beweging wat ontstaan het onder Christene. Dat hulle vir jou gesê het, jy moet lyk soos 'n Hollywoodster, jy moet 'n bos hare hê, nee, pastoor Jan. Jy moet volstruisleer skoene dra. Jy moet ring aan elke vinger hê. Jy moet 'n boek kry. Jy moet so wees en jy moet so wees, want anderster lyk dit nie asof dit met jou goed gaan nie. En dan kan mense dalk sê, maar die Here is dalk nie met jou nie. Absolute snert. Baloney. Nonsens. Van die wonderlikste mense wat ek in my lewe ontmoet het, was brandarme mense wat niks gehad het nie. Maar weet julle, hulle het iets gehad. Hulle was nederig teenoor God. Amen. Hulle het hulle knie gebuig voor Jesus. Nou wil ek vir jou sê, as daar negatiewe dinge met jou gebeur, dis die eerste ding wat die Bybel vir jou gaan sê is, ja, dit het gebeur, want jy het mos vir Tannie Soes 'n piece of your mind gegee, en jy het 'n 4-letter woord bygesit, en dis hoekom die Here jou nou straf. Die Here straf niemand nie. Hy straf nie
met sulke dinge nie. As God jou wil dissiplineer, dan dissiplineer hy jou met die woord. Amen. Hy sê vir jou, nee my kind, nie so nie, maar so. Baie jare terug het ons 'n baie goeie pastoorsvriend gehad wat bedien het. En hy was dierbaar. En sy vrou was dierbaar. En ek en pastoor Jan, het partykere, hy het by ons gepreek en ons was al by hom gewees en dierbare mense. Maar die ou was kaalkop. Poenskop. Kaalkop. En toe gaan pastoor Jan Bloemfontein toe. Ek moes dit nou nie gesê nie. Pastoor Jan gaan om hom te gaan besoek. En pastoor Jan gaan na die geboue toe waar die kerk is en hy sê, waar is pastoor so en so? Hulle sê, nie, sy kantoor is daar. Sy kantoor is daar. Pastoor Jan loop verby en hy sê, maar hy herken nie die ou nie. Hy herken nie die ou nie. En hy loop weer na die ontvangsdame toe en hy sê, waar is pastoor so en so? Hy sê, maar pastoor Jan, ons het jou gesê, daar sit hy in sy kantoor. En pastoor Jan sê, is dit hy? Nou lyk hy heeltemal anders. Jy sien, hy het 'n kaalkop gehad. En hy het intussen gegaan vir haarimplantings. Man, toe daai man 'n bos hare, Elvis, dis of Elvis jaloers maak. So 'n bos hare. En ek sê niks daarvan nie, as jy wil vir jou laat hare implant en jy wil jou oogies laat reg trek en jy wil jou naaltjie op 'n ander plek sit en allerlei sulke goed as jy wil plastiek in jou gesig inpomp om jou lippies soos 'n vis in te laat lyk. Doen dit. Ek sê my saak nie, ek sê my geld nie. Maar is dit vir die Here belangrik? Nee, is dit vir die Here belangrik nie. So, ons het nog Goed kyk maar binne. geestelike vriende gehad. En ek en die pastoorsvrou was nogal goeie vriende gewees, maar sy was redelik dik. Maar vreeslik vriendelik en aangenaam en ons het lekker gesels. En toe ons weer by 'n seminaar kom, toe herken ek haar nie. Toe sy al die vette laat uitsny en uitsuig en uitblaas en uitkarring en ek weet nie wat nie. Toe herken ek haar glad nie, want toe lyk haar gesiggie anders en alles lyk anders. Ek sê niks daarvan nie, as jy dit wil doen, gaan doen dit. Dit is jou geld, dit is jou pyn, dit is jou lyding. Maar dit is nie vir die Here belangrik nie. Hoe jy uiterlik lyk, is nie vir die Here belangrik. Of jy kaalkop is, en of jy hare het, of jy een oog groter is as jou ander oog, of jy bakore het, en of jy knosknie het, dit maak nie aan die Here saak nie. Here stel net belangrik een ding, en dit is jou hart. Wat gaan in jou hart aan, is jou hart warm, klop jou hart warm vir die Here. Amen. Toe ek een keer siek is, kom daar 'n suster, ek was nogal baie siek gewees, en daar kom 'n suster, en sy is ook in die bediening, en sy sê vir my, wat het jy aangevang, dat die Here jou so straf, dat jy nou so siek is? Weet jy kon my omtik met 'n veertjie, want siektes kom na almal van ons toe. Dis natuur. Wat sê jy? Dis natuur. Jy sê, ja, dit kom na almal van ons toe. Amen. Dis nie asof jy nou iets verkeerd doen het en nou straf die Here jou nie. Haai nee, stop daai lorry dadelik. As die duiwel na jou toe kom, die aanklaer van die broeders, en baie keer kom hy in vorm van 'n mens en hy kom sê vir jou, haai, ja, jy weet, dis so hoop dit met jou gebeur het, want jy het vir Antisoes so en so gesê, en nou straf die Here jou oor dit. As daai ding na jou toe kom, stop die lorry! Stop die lorry en sê, no way, ousie, dis nie hoe God met my praat nie. God praat met my deur sy Heilige Gees in my hart, deur sy woord. Amen. God straf jou nie met siektes, met ellendes en allerlei goed nie.
Halleluja. Sê amen. Amen. Omstandighede en siektes gebeur met almal. Sê amen. Amen. Die maar dik op weer. Hoe jy daarop reageer, Almal raak siek. dit is wat belangrik is. Nou, hoe reageer ons op hierdie leuen van die vyand? Dis hoekom die Parakletos daar is. Die Parakletos gaan jou herinner aan alles wat Jesus vir jou gesê het. En die Parakletos, die Heilige Gees, sal vir jou sê, nee, jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy is vrygekoop deur die bloed van die lam. Jy is 'n vrye mens. Daar's net blessings wat na jou kan toe kom. Hy het my sondes weggewas en hy het my gekroon met sy heerlikheid. Sê vir jouself, ek wil hê julle moet nou saam met my sê. Sê, ek is die geregtigheid Ek is die geregtigheid van God van God. deur Christus Jesus. Deur Christus Jesus. My sondes is weggewas. Sondes is weggewas. Ek is gekroon met die heerlikheid van God. Ek is toegerus Toegerus. vir elke goeie taak. Ek is die tempel van die Heilige Gees. Ek is God se woonplek. Halleluja. Halleluja. Die Heilige Gees sal jou herinner aan al die woorde wat jy gehoor het. En die Heilige Gees, onthou nou, as hy aanklag teen jou kom, hy is jou vryspraak. Hy is jou vryspraak. Hy sal sê, is nie so nie. O, Sunny, die, daai. Hulle is vrygespreek deur die bloed van Jesus Christus. En dan ervaar jy die trooster, die Parakletos in jou. Dan kry jy nie meer onder die bank weg, omdat suster so en so, en broer, sis en so vir jou gesê het jy het iets verkeerd gedoen nie. Jy weet, jy het niks verkeerd gedoen nie. Life happens. Die lewe gebeur. Amen. Môre gebeur. Excuse? Môre gebeur ook. Yes, amen. Nou, ek het 'n ander persoon geken toe ek skool van psalmodie gedoen het in Bloemfontein. Die leierskapkursus toe ek dit daar gedoen het, aanbiddingskursus. Toe het hierdie pastoor vir ons vertel, ek gaan nie sy naam noem nie. Hy sê hy was altyd so oor aanbidding gewees. Hy sê, jy moenie verkeerde noot speel. Moenie effens van die noot afsal nie. Nee. Alles moet perfek wees. Hy was ook so met sy kerk. Alles moet perfek wees. Dit moet spotless wees. Alles moet 100% wees. Ensovoorts. Hy sê, en hy gaan na 'n konferensie toe in Toronto en daar word gebid vir mense om die Heilige Gees meer te beleef. Ja. En hy sê, hier gaan hy met sy 3-stuk soetjie. Julle weet wat se 3-stuk soetjie, nee. Ja. Is die baadjie en die onderbaadjie en die broek so netjies, hy gaan so netjies met sy ou dassie en die ou sakdoekie wat hier in is, jy weet, en die oorlosietjie en die haartjies mooi gekam en alles, skoentjies is blink en so aan. En hier gaan hy na hierdie kerk toe. En nou maak die mense rye, want daar's nou mense wat voorstaan en bid. Nou die mense wat voorstaan en bid vir die mense, hier staan 'n ouerige pastoor in 'n suit. Hier staan 'n jong man, hy het sommer 'n sweetpak aan. En hier staan 'n ander ou wat net 'n kort nou hemp aan het en hy's getattoo. Hy's getattoo van hier tot hier en hier en hier en kettinge om my nek en alles. En hierdie vriend van my wat ook 'n pastoor is, hy sê nou kyk hy hier so hierso. Hy kyk, okay, watter ry gaan hy nou inbeland? Hy dink ek wil liewste by daai ry wees waar die ouerige pastoor by Met die soet. met die soet, dat hy vir my bid. Hy sê, maar nou is daar mense wat sê nee, as jy nou in die ry staan, kom staan nou in die ry, daar's ushers wat die mense begeleid en sê so en so en so. Hy sê, en weet jy wat?
Weet julle by wie beland hy in die ry? Die ou met die tattoos. En hy dink by homself, ek wil hê die ou moet vir my bid nie. Nee, die ou moet vir my bid nie. Ek wil hê die ou moet vir my bid nie. Hy sê, maar nou surrender hy maar, hy buig maar net nie. Hy sê, ag Here, laat dit maar net gou oor wees. En hierdie persoon vat sy hande en hy lê sy hande op hierdie pastoorsvriend van my en hy sê vir hom, hierdie performance orientation wat jy in jou het, is 'n binding op jou lewe. Hy sê, en ek bid vandag vir jou, dat jy bevry kan word daarvan, want hierdie ding dryf jou, hy dryf jou, en hy maak jou lam, hy maak jou knie lam, hy maak jou voete lam, hy maak jou nekspiere lam. Hy sê, en toe hy hom kon kry, toe lê hy op die grond. Hy het nie eers geweet, hy het geval nie, en hy lê onder die krag van die Heilige Gees. En hy sê, die volgende oomblik, voel hy, nou ek vertel wat hy vertel, ok? Hy sê, die volgende oomblik voel hy, hoe iets uit hom uitgetrek word, by sy mond uitkom, soos 'n lang tou, uitgetrek word, uitgereig word. Hy sê, is nader aan net so hoop, wat daar lê, soos dit uit hom uitgereig word. Onthou nou, dis nie regtig nie, hy ervaar dit in sy gees, ok, hy ervaar dit in sy gees. Hy sê, en die persoon met die tattoos bid vir hom, hy sê, maar hierdie persoon is so vol liefde, en hy sê vir hom, broer, jy's vry. En toe, hierdie vriend van my daar opstaan, toe sê hy vir die tattoo ou, hy sê, ek weet nie wat dit nou met my gebeur nie, maar ek voel wonderlik. En die tattoo ou sê vir hom, jy's bevry van daai performance orientation. Daai, alles moet net perfek wees, anders is jy nie gelukkig. En hy sê, van toe af, hy sê, toe kan dit maar wees, soos wat dit wil. Hy is gelukkig. Jy kan maar sing soos jy wil. Ekskuus? Kom maar 'n vals sing ook. Ja, hy sê, en toe gaan hy sommer daai Sondag toe hy terug is in sy kerk, waar hy altyd, ek moet dit reg speel. Hy sê, en toe druk hy sommer 'n verkeerde noot, net om snaaks te wees, net om vir homself te sê, sien jy, die Here is nog steeds lief vir jou. Amen. As jy soek na 'n perfekte kerk, waar die verf nie afdop nie, en daar geen stofie op die vloer lê nie, en al die mense is heiliges, as jy na so 'n plek soek, as jy daai plek kry, moenie aansluit nie, want jy gaan alles bederf. Amen. Die kerk is 'n hospitaal. Amen. Dis 'n hospitaal. Ons kom hier na toe, ons gee almal ons beste, en baie keer word God se krag in swakheid volbring. Dis wat Paulus gesê. Paulus sê, 1 Korintiërs 2 vers 4, toe ek na julle gekom het ek nie gekom met slim praatjies en 'n vertoning in die vlees nie. Wat is 'n vertoning in die vlees? Ouens, regtig waar, daar's deesdae, is daar bands wat vir die Here speel, waar daar diskoligte flikker en klankstelsels wat skrik vir niks en vergewe my, maar dis 'n show. Amen. Dit is nie. Dis 'n show en alles moet perfek wees. Anders is hulle nie tevrede nie. Anders wil ons nie by die kerk wees nie. Alles moet perfek wees. Hallo, jy's nie perfek nie en ek is nie perfek nie. Ons probeer, ons beweeg daarna toe. Ek sê nie wees sloppy nie, ons beweeg daarna toe, maar nie een van ons kan voor die Here gaan staan en sê, ek is hierdie bright spark en ek het alles by mekaar nie. Nee, want dan is jy hoogmoedig en jy trots. Nou, die geskiedskrywer sê vir ons dat Paulus was nie 'n baie mooi sterk ou nie.
Hy het nie soos Rambo gelyk nie. Nou, Paulus sê, ek kom nie na julle toe met slim praatjies en 'n vertoning in die vlees nie. Wat is 'n vertoning in die vlees? Is Performance. 'n performance. Amen. Hy sê, maar ek kom na julle toe in die betoning van krag en gees. Die gees, die Heilige Gees, laat dit oorgaan. Nie met menslike wysheid nie. Nou, Romeine 8 vers 26 sê, baie keer weet ons nie reg wat ons moet bid nie. Ons weet hoe om te bid, ons weet, ons moet bid vir die Vader in die naam van Jesus. Maar ons weet baie keer nie wat ons moet vir mense bid nie. Want mense het 'n moeilike probleem. En dan kom die Heilige Gees, die Parakletos, en hy bid deur jou. Mense, dis hier waar tale ontsettend belangrik is. Want as jy in taal bid, dan bid jou gees en jou verstand is onvrugbaar. Jy weet nie wat jy bid nie. Ek wil almal van julle aanmoedig om in tale te bid. Amen. Halleluja, halleluja. Ons het soveel getuienisse van wat die Heilige Gees gedoen het wanneer ons in tale bid. Nou, ons doen straatwerk, jare en jare gelede. Ek en Helene, en ons loop in Althea laan af, daar in Residentia, en wat ons gedoen het, is ons het aan mense sy deure geklop en dat ons hulle gesê, het hulle gebedsversoeke, ons wil nie inkom nie, het hulle gebedsversoeke, waarvoor kan ons bid? En dan het mense vir ons hulle gebedsversoeke gegee. Ons kom by hierdie huis, en die man sê vir ons, kom in, ons sê nee, ons kom nie in nie, ons vra net gebedsversoeke, ons gaan nou daarvoor bid. En die man sê, kan julle asseblief vir my bid? Ek en my broer is al, ek kan nie die presiese jare onthou nie, 10, 20, 25 jaar lang, wat ons glad nie met mekaar praat nie, en ons werk in dieselfde maatskappy, en dis nie lekker nie, is as gevolg van 'n misverstand, en ons skryf dit neer, en ons kom terug kerk toe, want ons het altyd so gedoen, ons het uitgegaan, dan kom ons terug kerk toe, en dan kom bid ons oor dit wat die mense gesê. Moet nooit vir iemand sê, ek sal vir jou bid, en dan wil jy dit nie. As jy vir iemand sê, ek sal vir jou bid, dan gaan jy draai dadelik om, jy gaan sit en jy gaan bid vir daai persoon. Amen. Baie keer sien jy op Facebook, mense sê, oh, I'll pray for you. As iemand vir jou vra, bid vir my, dan bid jy dadelik. Amen. En ons kom hier terug en ons is daar in die moederskamer in, en ek en Helene, ons bid, maar ons bid in tale. Romeine 8. Die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, want hy weet wat in die mens se hart is. En ons bid in tale vir hierdie mense. En ons sê, dankie Here, dis gedoen. Nou, die volgende week, met straatwerk, nou gaan ons terug, want ons gaan nou terugvoer kry. Hoe gaan dit nou? En ons gaan weer na hierdie mense toe, en die man kan nie wag om ons te sien nie. Hy maak die hek op, hy maak die voordeur op. Hy sê, kom in. Ons sê, nee, ons wil nie inkom nie. Ons wil net hoor, ons het ons nou gebid. Jy weet, hy sê nee. Hy sê, julle moet inkom, asseblief. Julle moet vir my kom vertel, wat het julle gedoen. Hy sê, ek bid al hierdie jare, op my gewone manier, en niks het gemove nie. Hy sê, en hier kom julle en julle bid, en hy sê, die volgende oggend kom my broer na my toe, en hy sê vir my, ou broer, kom ons vergeet alles, kom ons vergewe mekaar, en kom ons beweeg aan. Hy sê, daar hak hy en sy broer, en ons sê, ag, baie dankie, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nee, sê die ou, ek wil weet, hoe het julle gebid? Ok, dis mense wat nie ken van tale nie. Nou moet ek die les aanbied oor die Heilige Gees en tale. En ek gebruik hierdie skrif van Romeine 8, vers 26 tot 27. Ek sê, ons het in die Gees gebid, in tale, en ons het die hele storie vir die Here gegee.
En daar is hierdie ou so verbaas. Hy sê, ek het nooit geweet, daar is iets soos die Heilige Gees. Amen. So, wanneer jy in tale bid jy met onuitspreeklike sigtinge, want hy weet wat in elke persoon se hart is. Nou onthou nou, ons Parakletos is ons advokaat. Hy sal ons herinner aan alles wat Jesus gesê het. Hy is ook die Gees van die waarheid. Jesus sê, ek is die weg, die wat? Die En die lewe, die weg, die waarheid en die lewe. En hy is die Gees van die waarheid. So, hy sal jou herinner aan alles wat Jesus geleer het. Die Gees leer jou om te onderskei tussen goed, beter en beste. Amen. Die Heilige Gees sal vir jou sê, daai is goed, die is beter, daai is die beste. Jakobus 4, vers 13. Sê hy, kom nou julle wat sê, ons gaan môre so en so. Maak gou julle Bybels op, Jakobus 4, vers 13. Ons is so geneig om te sê, ek gaan dit doen. Ek gaan dat doen. Hy sê vers 13, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en daai stad toe gaan, en daar sal ons vir 'n jaar lank bly en handel dryf en wins maak. Julle wat nie eers weet wat môre sal gebeur nie, hoe danig is julle lewe? Dis tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Het jy die Here gevra voor jy 'n besluit geneem het? Hy sê, maar nou roem julle in julle groot pratery. Vir die Here is dit lelik, want vir die Here is dit groot pratery. Hy sê, jy sê, ek sal dit doen, 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 ek sal dit doen. Hoe weet jy of is dit wat die Heilige Gees wil hê jy moet doen? Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. As jy van beter weet, jy weet jy moet eers die Here vra. Amen. Amen. Voor jy besluit neem, voor jy trou, voor jy 'n kar koop, voor jy skuld maak, vra die Here of is dit die regte ding om te doen. Vra die Heilige Gees, want soos ek sê, daar's goed, daar's beter en daar's beste. Heilige Gees sal vir jou die beste gee. Die Heilige Gees is die stem van God in ons hart. Hy sal onderskei tussen dit wat reg is en nie reg is. Nou, ek wil iets hierby sit. Heilige Gees gaan jou oortuig van dinge in jou lewe wat nie reg is nie. Maar dit is 'n sagte stem. Dis nie 'n bolderende stem wat vir jou gaan inskree en sê, moenie so maak nie, moenie so maak nie, moenie so maak nie. Dis 'n sagte stem wat vir jou sê, weet nie maar daai ding is te los nie. Weet nie maar dit los nie. En so. Heilige Gees is jou anker in 'n onveranderlike woord van God in 'n lewe wat kort verander. Nou, ons word ook geroep om op te tree as advokate in hierdie wêreld. Jy's word nie net gelei deur die Heilige Gees vir jouself nie, maar jy is ook 'n verteenwoordiger, of soos Johan daai een keer gesê, agent. Jy's 'n agent vir die Heilige Gees. So mense kan ook na jou toe kom en vir jou sê, wil jy nie saam met my bid? Ek het hierdie situasie, ek weet nie of moet ek dit of dat, sis of so. Nee, amen. Jong mense, luister vir my, voor jy gaan trou, bid. Sê, Here, moet ek met Kosie trou of moet ek met Werner trou?
Here, moet ek met Sunny trou of moet ek met Susan trou? Amen. Dit is belangrik. En dit kan vir jou baie drama veroorsaak, of dit kan vir jou jare van blydskap en vrede bring. Ek weet, ek het gebid, toe ek 'n jong kind was. Het ek gebid en gesê, Here, stuur asseblief vir my 'n man wat die Here sal dien. Het die Here dit gedoen? Ja, hy het dit gedoen. Halleluja. Hoekom moet ons optree as agente? Want die mense daar buitekant is stikkend. Die mense daar buitekant voel minderwaardig. Hulle voel, hulle is nie goed genoeg nie. Ja, as jy by Pick n Pay kom, die ou dametjie wat jou goed in die sakkies pak, as jy sien haar gesig is 'n bietjie lank, gaan hom aan toe en sê, Here is lief vir jou, maak 'n groot verskil. Jy's 'n agent. Amen. Jy is God se voete en sy stem. I want to be your hands, be your feet. Lord, I want to be your hands, be your feet. Lord, make me your servant. Happy? Onthou jy? I want to tell your love to everyone around. God, make me your servant. Nou, jy hoef nie op jou eie krag staat te maak nie. Efesiërs 6:10. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Ons moet surrender aan die Heilige Gees. Net soos wat jy nie iemand kan doop as daai persoon nie gedoop wil word nie. Gaan traai jy nou om iemand te doop wat nie gedoop wil word nie. Die hele wêreld gaan papnat wees en daai persoon gaan spartel en jy gaan spartel. Jy kan nie iemand doop wat nie gedoop wil word nie. Net so is mense vry. Baie mense wil nie die Heilige Gees ontvang nie. Hulle wil nie in tale bid nie. En tot hulle nie geloof in hulle hart het om dit te doen nie, kan jy hulle nie dwing nie. Al wat jy kan doen is jy kan net die woord gee en jy kan dit manifesteer. Ons moet surrender aan die Heilige Gees. Maria, die engel kom by haar en engel Gabriël kom by haar en hy sê vir haar, Maria, dis Lukas 1:38, as jy listen to hoor waar. Die engel sê vir haar, jy gaan 'n kind kry. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, vers 30, want jy het genade by God gevind. Vers 31, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. En hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Vers 34, ek skiep een vers. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Ensovoorts, ek skiep 2 verse en vers 38 en Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het weggegaan van haar af. Surrender to the will of God. Nou, ek wil vir julle iets vertel. Dink julle, toe Maria nou besef, sy swanger, dink julle dit was vir haar 'n maklike pad om te loop? Sy's nie getroud nie. Sy's net verloof en in daai jare was dit maar net 'n belofte gewees. Dit was nie regtig 'n wettige verloving nie. Sy was net beloof gewees aan Josef. En hier is sy nou swanger. In die Joodse tyd, as 'n meisie swanger bevind is, sonder dat sy getroud is, het hulle haar buitekant die stad gevat en hulle het haar doodgegooi met klippe. Ja, dis hoe dit was. So, ek sê nie, as jy surrender aan die Heilige Gees, gaan dit nie nog steeds, dit gaan tyd wees, jy gaan moet sacrifice. Amen. Maar, is die moeite werd. So,
Maria moes sterk wees in daai. En sy het onthou wat die engel vir haar gesê het. En sy het die belofte onthou van wat die engel vir haar gesê het. Jesus in Getsemane het bloed gesweet. Hy sê, Vader, nie my wil nie, maar U wil. Die vers net voor dit is Matteus 26:39. Vers net voor dit sê hy, Here, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar U wil, laat U wil geskied. Nou, dit is nie altyd maklik om die Here te dien, want dit vra sacrifices. Jy kon vandag besluit dat jy bly by die huis. Jy kon besluit dat, ek bly my bed, dis koud. Jy kon. Sal jy hel toe gegaan het daarby? Nee, natuurlijk nie. Maar jy besluit, jy offer op om hier te wees. So is die mense wat maand vir maand hulle bydraes gee. En hulle besluit, maar ons offer op, want dis vir God se koninkryk. Dis nie vir iets wat ons kan sien nie, maar dis vir die onsigbare koninkryk van God. In Lukas 10 kom Jesus se disippels terug en hulle het vir die mense gaan bid. En die disippels is verheug. Hulle sê, Meester, tot die duiwels luister. En hulle gaan uit as ons vir hulle sê, gaan uit in die naam van Jesus. Wow, Jesus, ons is so bly. En Jesus sê vir hulle, moenie bly wees daaroor nie. Wees bly dat julle name geskrywe is in die boek van die lewe. Amen. Daai goed is maar net fleeting. Dis lekker om dit te weet. Nou, hoekom sê ek vir julle? As jy in die bediening is, en almal van julle is in die bediening, steek vir my julle hande op, almal in voltydse bediening. Almal in voltydse bediening. Almal in voltydse bediening. Gaan jy nie? Jy gaan nie in hierdie wêreld. Sorry. Jy gaan nie in hierdie wêreld. Dis deel van die preek. Jy gaan nie in hierdie wêreld, gaan jy nie sien wat het jy vir God gedoen het. Amen. Jy gaan dit nie, hulle gaan dit nie in die Koran skryf en sê, o, pastoor Jan, jy het dit gedoen en ons gee jou, dis vir jou beker vir dit wat jy gedoen. O, Sandra, jy het dit gedoen, dis vir jou 'n accolade, 'n beker, Jou pakkoppie. gaan dit nie in hierdie lewe sien nie. En dis waarom bediening is 'n ondankbare werk. Want jy bid, en jy bid, en jy bid, en jy bid, en jy leer, en jy dien, en jy dien, en jy dien. En jy sien baie keer daai mense nooit weer nie. En as jy gaan kyk na fisiese dinge, en jy wil fisiese manifestasies sien, en sien, ek sien, daar is nou vrug op my werk. Dan gaan jy dit nie hou in die bediening nie. Lukas 10 vers 20 tot 21. En Jesus het homself verheug in die Heilige Gees. Hoekom ek dit vir julle? Verheug jou in die Heilige Gees. Moenie jou verheug in jou omstandighede. Daar's niks om jou oor bly te maak in jou omstandighede. Almal van ons bly in huise van glas. Amen. Jy bly in 'n ou huisie en jou ou huisie word vuil en jou ou hondjie het 'n glipsie op die man. En dis van jy bly. Amen. Nie een van ons bly in paleise. Amen. Maar daar's 'n plek wat jy jouself kan verheug. Verheug jou in die Heilige Gees. En Jesus het homself verheug in die Heilige Gees. En gesê, Vader, ek dank U dat U hierdie dinge verberg het vir die slim mense, maar geopenbaar het aan die kindertjies. Word soos 'n kind. Amen. Dankie Jesus. Word soos 'n kind. Nie soos 'n groot mens hier kom sit en redeneer nie. Sê, ja, maar dit is so, en omdat dit so is dit so, en dit so. Wees soos 'n kind. 'n Kind is tevrede as hy net by sy vader is. Halleluja. Hy stim op sy pa se skoot en hy sê, papi, dit is so lekker om hier by jou te wees.
verheug jou in die Heilige Gees. En jy kan dit doen by jou huis. Verlustig jou in hom, né? Spreuke. En hy sal jou gee. Verlustig jou in die Here. Dis wat ek doen. Amen. Dis wat pastoor Jan doen. Dis wat almal van ons wat hier is, doen dit. Gaan dit jou iets kos om te surrender aan God se wil? Ja. Gaan jou iets kos. Lukas 9:32. Elkeen wat agter my aan wil kom, moet sy kruis opneem en my volg. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. En elkeen wat sy lewe verloor om my ontwil, hy sal dit red. Yes. Nou, daar's 'n storie van 'n massiewe kruis wat iemand moes dra. Dis net 'n storie. En die kruis was swaar. En daar's vir hierdie persoon gesê, dra hierdie kruis van hier af tot daar. En hierdie persoon het gesê, "Joh, maar hierdie kruis is swaar. Joh, hierdie taak is moeilik, my vlees kry swaar, my vlees kry swaar. En die kruis is so swaar." En hy dog, "Joh, as dit 'n kleiner kruis was, sou dit nie so moeilik gewees het nie." En hy vat 'n saag en hy saag die kruis korter. Saag hier 'n stuk af, saag daar 'n stuk af, daar en daar. Nou is die kruis 'n bietjie ligter. En toe hy amper op die plek waar hy moet wees, is daar 'n afgrond. En hy dink, as ek die kruis so plat neersit, dan kan ek oor hierdie afgrond gaan. En hy vat die kruis, woeps, te kort. Stuk wat jy afgesaag het. Het jy nou nodig om oor daai afgrond te kom. Dis net 'n storie. Amen. Maar dra jou kruis en dien die Here. Galasiërs 6:9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Om te bedien is 'n moeilike werk. Onthou, ons is almal in voltydse bediening. Mense gaan jou misverstaan. Hulle gaan nooit tevrede wees met hoeveel jy doen nie. Dankie tog, ons doen dit nie vir mense nie. Amen. Ons doen dit vir God ons Vader, vir Christus ons Verlosser en vir die Heilige Gees ons trooster. Ons doen dit nie vir mense nie. Surrender, dis gehoorsaam aan God se wil vir jou lewe. Weet, dit gaan jou iets kos, maar jy moet werk. Amen, jy moet werk. Sommige mense gaan jou haat sonder rede. Wat vir Saul en Dawid. Saul het net skielik besluit, maar hy haat nou vir Dawid. Eintlik het dit gekom uit 'n minderwaardigheidskompleks. Want Dawid het teruggekom van die gevegsfront af en die vrouens het gesing. Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid het sy 10.000 verslaan. En toe hy daai syfer hoor van 10.000, toe raak hy so minderwaardig in homself en hy dink, nou is ek so woedend. En hy het van daardie oomblik af vir Dawid gehaat. Wat moes Saul gedoen het met daardie gevoel wat hy gehad het? Wat moes hy dan gedoen? Hy moes gesê, ek moet nie minderwaardig wees nie. Dit wat ek gedoen het, het ek gedoen. Ek behoort aan God. Ek het dit vir God gedoen. As ek dan net my duisende verslaan het, dan is dit goed. As Dawid dan die 10.000 verslaan het, dan is dit ook goed. As iemand wat onder jou is, beter doen as wat jy is. As jy iemand leer, en daai persoon doen baie beter as wat jy ooit gedoen het, moet jy bly wees. Want ons is in dieselfde span. Amen! Ons is in dieselfde span. Nou, dit moet nie gaan oor, ja maar ek is beter as daai en nee, ek wil beter wees as daai en ek wil beter wees as daai en. Nee,
dit kom uit 'n minderwaardigheidskompleks uit. En Saul het 'n minderwaardigheidskompleks gehad. En so, hy kon vir Dawid getutor het en hom geleer het. Maar in steede daarvan het hy vir Dawid getorment om elke hoek en draai wou hy vir Dawid doodmaak. Nou, daar is sommige mense wat gaan jaloers wees omdat die gees van God op jou rus. Steur jou nie daar nie. Daar's mense wat jou gaan misverstaan, wat gaan sê, ek hou nou nie meer van ou Jannie nie. Weet jy, ou Jannie van die ou dae was 'n ou gewees wat in ons huis was hy 'n ou stout seentjie. Ek hou van daai Jannie. Ek hou nie van hierdie Jannie wat nou preek en in tale bid en ek hou nie van daai Jannie nie. Is maar reg so. Hoor. 1 Timoteus 6 vers 5. Stryd die goeie stryd van die geloof. Jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. 2 Timoteus 1 vers 6. Om hierdie rede herinner ek jou om die genadegawe van God wat in jou is wakker te maak en dit op te wek, want dit is vir jou gegee deur die oplegging van hande, want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde en krag en selfbeheersing. Jy het Heilige Gees in jou. Dien hom hom, wek hom op, wek jou eie krag op. Amen. Yes. Dit is soos 'n fiets wat jy trap. As jy in tale bid. Ouens, ek vertel vir julle die heilige waarheid vandag. Wanneer ek baie in tale bid, dan val al my prioriteite in lyn. Ek weet dit moet eerste daai en tweede daai, so. En wanorde verdwyn. Ek weet presies wat ek moet doen, wanneer ek dit moet doen. Dis die Heilige Gees. Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in jou woon, Timoteus. Wat is die pand? Dis die steel van die Heilige Gees. En lê jou daarop toe om beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie. Onthou julle het net nou gesê performance orientation? Ja, ek sê moenie perfectionisties wees nie, maar aan die ander kant wil ek ook vir jou sê, nie sloppy wees nie. Die Here hou ook nie van baie mense nie. Amen. Wakker die genadegawe wat in jou is. Wakker dit aan. Doen moeite daarmee. Amen. Cultivate dit. Amen. 2 Timoteus 2 vers 19. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy. Vers 19. Evenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël. Onthou jy ek laasweek gepraat van die seël? God ken die wat syne is. Vers 23. En die dwaase, onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwerk. Ouens, raak ontslaaf van hierdie ding van om te stry oor alles. Dis tydmors. Dis so stupid. Ek is reg. Nie is nie. Jy is reg. Ek weet beter. Nee, jy weet beter. Dit is hoe dit moet wees en dit is hoe dit moet wees. Die dwaase, onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwerk. Vers 24. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Jy moet kwaad kan verdra. Jy moet weet mense gaan jou cheat vat. Amen. Maak dit vir jouself uit. Mense gaan jou cheat vat. Hier en daar gaan ou wees wat maak nie saak hoe goed jy doen nie, gaan hulle vir jou sê, ons hou nie van hoe jy dit doen nie. Is fyn. Jy doen dit nie vir mense nie, jy doen dit vir God. Partykeer jou eie kinders gaan nie saamstem dat jy die Here dien nie. Dien die Here in elk geval. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet dat
Daar's net een persoon wat ons moet eer en respekteer. En dit is U self. Dankie Jesus het vir ons 'n voorbeeld gegee van hoe om 'n diensknegt te wees onder mense. Maar Jesus, ons weet ook dat dit was nie 'n piknik vir U om alles deur te gaan wat U deurgegaan het nie. Mense het U verkeerd verstaan. Maar Here, ons het U woord en omdat ons U woord het, Here, weet ons wat 'n prys het U vir ons betaal. En ons ag daardie prys waardevol en ons sê dankie vir die prys wat U vir ons betaal het. Ons sal nooit maar nooit ligtelik omgaan met die prys wat U vir ons betaal het nie. Ons weet dit het U alles gekos. En ons eer en ons respekteer U daarvoor. Dankie Heilige Gees dat U ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dankie Heilige Gees, ons vra U, praat, fluister in ons harte in en sê vir ons, soos Dawid gesê het, kyk of is daar by my 'n weg van smart. Kyk of is daar iets. Here, en as daar iets is, maak dit aan my bekend sodat ek kan verander en sodat ek U Gees nie bedroef nie. Dankie daarvoor, Here. Amen. Gebed. Almal wat gebed nodig het, kom vorentoe. Ek dink ons moet sommer net, weet jy wat, kom sommer almal net vorentoe. Ons gaan sommer net